Liewe gemeente, ek groet jou in die naam van Christus Jesus, die eniggebore Seun van die lewende God. In sy teenwoordigheid, ons Vader in die hemel, my gebed dat hierdie erediens vir jou 'n ware, uniek, eie godsontmoeting sal wees. As hier gaste saam met ons is, nuwe lidmate kan so gou as moontlik as wat u wil met my kontak maak, maar julle almal in Christus meer as welkom. Daar is heel party afkondigings, daarmee gaan ons voort na afloop van die erediens. In ons toetrede tot die troon van die Here God, doen ons dit met nederigheid, dankbaarheid, opgewondenheid en met lof voor sy aangesig. Terwyl ons bly sit, lied 188, strofe 1, 2 en 3, tot eer van ons Here. Kom ons kniel in gebed. Laat die woorde van ons mond, die oordeenking van ons hart, vir u aanneemlik wees, Vader in die hemel, want u is ons rots en ons verlosser. Amen. Liewe gemeente van ons Here, genade en vrede vir elkeen van julle, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons gaan staan en Psalm 116 saam sing, die toesbereiming. Ons gaan strofe 1, 2, 3 en 4 hartlik saam sing en ons doen dit
in beurtsaam. Die eerste strofe, die gemeente saam, die tweede, die susters en die meisiekinders, die derde, die broeders en die jongmanne, en 4, weer almal saam. Dan bly staan, as dit vir u moontlik is, indien nie, gaan u rustig sit, dan doen ons belydenis van ons geloof en spontaan daarna Skrifbreiding 14:1 se eerste strofe. Ons belydenis in hom, drie-enig, wat aan ons wel gedaan het. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het, begrawe is en neergedaal het na die hel. Ek glo in hom wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo aan 'n heilige, ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe.
met aandag, eerbied, ontzag, maar ook met dankbaarheid. Te luister as die Here sy wet aan u en my laat afkondig. Eksodus 20, daarna 'n perspektief uit Matteus 7, en 'n antwoord na die Matteus perspektief, 'n antwoord op die wet van die Here, voordat ons gaan saam bid, lied 308, strofe 1, 4 en 5. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder hierdie aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk, alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy, jou seun, jou dogter, die man of vrou wat vir jou werk, enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slaffin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom of haar behoort nie. Kom ons bid saam. Barmhartige en getroue God en Vader,
U die beskikker van ons deel, die beskikker van ons lot. Ons dank U vir die troue wag. Ons weer betoon in die nag wat verby is. En daarom pleit ons, verleen ons na die nag verby opnuut gesondheid, krag en lus, wanneer ons na die slaap verkook, ons willig tot die arbeid skik. Sien op ons in U genade neer. En Vader in die hemel, maak ons en ons werk en werksaamheid van hierdie jaar voorspoedig weer. Skeld ons na U barmhartigheid, o Here, ons skuld en ons misdaad kwyt. En nou pleit ons onder leiding van die Heilige Gees, gee ons 'n seën by U woord. Pleit ons uit die diepte van hart en gemoed, plant self die kerk van Christus voort. Sterk leraars, sterk alle aardse mag, wat U bekleed met U gesag. Hoor ons, Here, om Jezus ontwil. Amen. Voordat ons saam luister, as die Here aan die woord kom, deur en in die skriflesing, terwyl ons bly sit, die 19de strofe, Psalm 119. Die Here aan die woord, Psalm 126, uit die 83 vertaling, met vers 1 as fokusvers binne die konteks van hierdie vers. 'n pelgrimslied. Met ander woorde, 'n lied vir 'n menskind wat deur hierdie lewe stap en lewe. 'n pelgrimslied. Toe die Here die lot van Sion verander het, was dit vir ons soos 'n droom. Ons het gelag en gesing, onder die nasies het hulle gesê, die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Die Here het groot dinge aan ons gedoen. Ons was bly. Verander tog ook nou ons lot, Here. Soos U droë spruite in die suidland in waterstrome verander. Wie met trane saai, sal die oes met gejuig inbring.
al loop hy en huil terwyl hy die saaisak dra. Hy kom juigend terug, terwyl hy sy gerwe dra. 'n pelgrimslied, toe die Here die lot van Sion verander het, was dit vir ons soos 'n droom. Die tekstema of die tema vir die woordbediening vanoggend: leef jou droom om Christus wil. Leef jou droom om Christus wil. Liewe gemeente, ek wens ek kon elkeen van u se naam noem. Want dis wat ek bedoel met liewe gemeente. Elf dae van 2026 as jaar van ons Here. Die 11de dag en die son het opgekom van 2026. En ek wonder of u nie ook so gedink het nie. U dalk gedink, nou gaan hy weer vir ons iets vra. Ja, jy's reg. Ek wil vra, lewe daar 'n droom in u hart? Kom, dink. Of het die lewe van 2025 en terug, of hierdie 10 dae wat verby is van die nuwe jaar, kom ons sê, het die lewe u droom begrawe. Van die droom is daar reeds 'n begrafnis gewees. Direk gevra, droom u nog? U verstaan wat ek bedoel? Ek verwys nou nie van die droom as jy slaap nie. Ek verwys na daardie droom as jy agter die stuurwiel sit. As jy in die kantoor op die stoel agter die lesenaar gaan sit. Kinders, as jy in die nuwe week by die skool weer begin, droom jy nog? Of droom jy nie meer nie? Lankal nie meer nie, ook nie in 2026. En as jy dalk so sê, wil ek onmiddellik u tot halt roep, om Christus wil en sê, ek het 'n 6 vers psalm wat ek met jou moet deel. Psalm 126, skittermooi. En nie net mooi nie, uiters belangrik met betrekking tot ons lewe en ons verhouding tot die Here, om hiervan kennis te neem en dit in u hart oor te skryf en saam te dra. Psalm 126. Dis 'n psalm wat onder leiding van die Heilige Gees sê, jaag jou droom. Nie, droom jy nog nie? Jaag hom. Gryp hom. Leef hom.
Al lyk dit hoe ver gesog, want sê iemand so mooi, 'n bietjie 'n kantaantekening met betrekking tot die Psalm, maar ek deel dit met u. Hy sê drome is soos kinders. Wat bedoel hy daarmee? Hy bedoel drome, hulle is jou nageslag. Hulle is die vreugde van jou hede en die hoop van jou môre. Drome. Is daar 'n droom in u hart? En nou weet ek, baie van u sal sê, natuurlik, hierdie is die jaar nadat ek afgestudeer het. Ek het 'n pos. Ek droom al klaar oor die nuwe motor wat ek gaan koop. Ja, daar's 'n droom in my hart. Ja, ons gaan trou hierdie jaar. Maar hoor wat vra ek? As ek vra of daar 'n droom in jou hart waarwyd wakker is, dan praat ek van 'n God gegewe droom wat lei tot verheerliking vir God. Leef daardie droom in u hart en gemoed. 'n God gegewe droom wat lei tot die verheerliking vir God. Wat ek dus vra is, kom ons maak dit ons droom om God te verheerlik. En daarom Psalm 126 en spesifiek vers 1, die Psalm beskryf God se volk se verlossing uit die ballingskap van Babel. En as jy vir die godskind in Babel gevra het, is daar 'n droom vir jou lewe, dan sou hy sê nee, dis net die hel van Babel. Kyk hoe werk ek. Kyk hoe brand die son. Daar's geen toekoms vir my en my mense nie. Ons is vasgevang in Babel. Wat praat jy van 'n droom? Vasgeval op grond van dat die volk God nie verheerlik het. Maar die punt is, die volk van God in Babel het, hoor hoe sê ek, nooit kon droom dat dit sou kon gebeur dat hulle uit die ballingskap verlos sou word nie. Hulle kon nie daaroor droom nie, dit was onmoontlik. Dis 'n onwerklikheid, 'n droom, het hulle gesê. Maar dan staan daar die direkte proefvertaling van die teks, toe die Here die lot van Sion verander het, was ons soos mense wat droom. Verstaan jy hierdie woorde van die Psalm? Ons sê baie keer vir mekaar, kan jy glo dat dit met jou gebeur het? En wat is die antwoord? Dit is soos 'n droom. Ek hoop nie ek word wakker in die werklikheid. Wat was soos 'n droom? Vir 70 jaar lank slawe in die mees benarde omstandighede, geen toekomsverwagting meer nie, geen droom nie,
geen lag, geen toekoms. Vir môre en ander dag en een dag nie. Hulle het nie meer daaroor gedroom dat hulle verlos kan word nie, maar die Here het hulle lot verander. Die Here het hulle verlos. Die Here vat hulle Kanaan toe. Sien nie? As jy oor Kanaan droom, om het so uit te druk, jy vat jou nie self soontoe. Die Here vat jou. En dit was vir hulle soos 'n droom. Psalm 126, broer en suster, kinders, sê daarom destyds, toe dit gedig en geskryf is, en vanoggend, hoor mooi, en ek sê dit met respek, onse God, die Vader van U en my, Here Jesus Christus, spesialiseer daarin om aan drome gestalte te gee, by uitstek geloofsdrome. God spesialiseer daarin om iets uit niks te skep, ook vir u. Wat bedoel ek? En ek wat met die bril van die Nuwe Testament na Psalm 126 kyk, wat moet ons nou sê? As ons van mekaar gesê het, onse God is daartoe in staat om iets uit niks te skep, dan sê u en ek, het my geskep. Hy het my geskep, sodat hy sy koninkryk na hierdie wêreld toe kon bring. Mag dit die droom wees, om die koning se koninkryk te vergestalt. Dit doen hy aan my. Hy roep my op my naam. Ongelooflik. Bedoelende, ek is altyd daar, weg. Kom na my toe, sê hy, vir my. Hy inspireer en vuur my aan, sodat sy werk deur my verrig kan word. Hy skep iets uit niks. Hy soek oral na mense wat die drome wat hy in hulle harte geplaas het, ernstig sal opneem. Werklik sal glo, enige iets is moontlik by hierdie God van my droom. Gaan sit by God en begin droom. En dit moet ek ook byvoeg. Versigtig vir die droommoordenaars. Maar baie skerp en met liefde gesê, broer en suster, sorg dat u nie self u droom vermoor nie.
Want u self kan u eie dodelikste vyand wees. Kom ons droom oor die kerk. Kom ons droom oor hierdie gemeente en alle ander gemeentes. En moenie jou uit jou droom laat uitpraat nie. Geliefdes, is daar 'n droom in die hart? Mag ek so sê weer met respek, God hou van dromers. Hy is die gewer van nuwe drome. En hy is die healer van 'n gebroke hart, wie se drome aan skerwe lê. Wanneer jy droom oor God en om hom te verheerlik, dan val so 'n klomp ander dinge in plek. En nou, oor die doodgewone dinge van die lewe, is jy onseker? My drome werk nie uit nie. Ek het so gedroom oor hierdie nuwe betrekking. Hulle het my nie eers laat weet. Ek het so gedroom dat dit met my kind beter sal gaan, my siek mamma, dat hy nog 'n jaar sal gee. Daar's niks. As ek so mag sê, is die lewensdrome soos 'n Noritaki koppie en piering op die klipharde teelvloer van die kombuis van u lewe stikkend geval het. Dan wil ek sê, ek kan in mag vir God vra. Om hom jou droom te maak. Geliefdes, toe die Here die lot van Sion verander het, was dit vir hulle soos 'n droom. En in die geloof, wat is vir u en my soos 'n droom? Al die liggies by al die huise en al die sake, sentra, is af. Kersfees is daarmee heen vir nog 'n jaar, tot aan die einde van die jaar. Maar weet jy wat? Elke Kersfees is vir my soos 'n droom. Ek kan nie glo dat Jesus na hierdie aarde toe gekom het. Vir my. En daarom, en toe Jezus in Bethlehem gebore is,
vir U en my gesterf het, opgestaan het, en weer kom om ons te kom haal. Dit is vir U en my soos 'n droom. Soos 'n droom, dat hy my nog 'n kans gee. Soos 'n droom, dat hy my vergeef. En prakties, soos 'n droom, as jy 70 en 80 en 90 jaar oud geword het, wie gee daai kierie in jou hand? Ja, jou kinders gee dit dalk vir jou, maar dis God wat sê, lewe. (2026) en elke dag broer en suster en kinders, God wil U seën met 'n droomlewe. Al kap jy hier klippe, al gaan jy in die nuwe week jou mamma begrawe, al wonder jy oor hoekom het die broeder wat ons vanoggend as ouderling so bevestig, so ernstig siek geword. Bly dan droom. Want eendag kom hy op die wolk. Mag die Heilige Gees U hiervan oortuig. Amen. Kom ons dank sê. Ons kniel voor U Vader. Want as ons kniel, dan maak ons oë toe. Nie om agter ons toe oë weg te kruip nie, Vader in die hemel, maar juis dan sien ons U in U heerlikheid, in U mag, in U majesteit. Ons aan U voete. Elkeen van ons met eie omstandigheid, en besonder die kinders, die kleinste mensie in die gemeente wat by 'n speelgroepie die dag moet gaan deurbring terwyl pappa en mamma werk. Die graad 1-kie, die graad R kindjie, die graad 8 seun en dogter. En elke matrikulant. Elke onderwyser. Elke pappa en mamma. Elke oupa en ouma. So ken jy ons omstandighede en ons lê onsself aan die voete neer. Ken genadekrag
vir die 20-26 jaar in die gemeente, in die kerk van die Here, elke denominasie, elke kind van U, bou ons op, nie net in getalle nie, maar in die krag van die geloof. Dink aan hom, Here, wat ons vanoggend so bevestig het, wat so vinnig op die roeping ja gesê het, met soveel oorgawe, hy het gedroom om in die diens van ouderling te verheerlik. En nou die intensief. Wees hom genadig. Ons pleit dat die Psalm 126 in ons lewe sal waar maak. Dis soos 'n droom dat ons kan en mag lewe. Dis soos 'n droom dat ons verstand het. Dis soos 'n droom dat ons skoene aan ons voete het. Dis soos 'n droom dat ons klere aan ons liggame het. Dis soos 'n droom dat daar 'n yskas in ons huis is. Dis soos 'n droom dat ons kan werk en 'n salaris mag ontvang. Dis soos 'n droom dat ons pensioen mag ontvang. Dis soos 'n droom en daarom sê ons sal in lewe en in sterwe God se eiendom vir altyd wees. Soos 'n droom wat U waar maak. Ons gebed in Jesus naam, uit genade. Amen. Geliefdes, ons gaan staan en Skrifbereiding 14:2 sy eerste strofe sing, daarna die uitstuurseën van ons Here, ons amen lied, en dan neem jy sitplek in, dat ek 'n paar afkondigings met u kan deel. Met hierdie seën beëindig die Here in hierdie erediens. Dis 'n uitstuurseën. Met hierdie seën word bevestig, my kind, gaan leef hierdie erediens in die nuwe week. Ontvang dit en gaan in vrede. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal jou help en jou genadig wees.
Die Here hoor elke gebed van jou en gee aan jou sy vrede. Amen.